Goeienaand, liewe vriende, uit 'n lekker koue winters Hendrina. Yes, dis koel buite, maar ons harte binne in ons is nog brandend en opgewonde en warm vir die goedheid en die guns van die Here. Vanaand gaan ek met u ook verder gesels oor die rol van die Heilige Gees in ons lewens, want ja, dit is Pinkstertyd en 'n tyd wat dit goed is om soms ook bietjie net te herbesin oor die rol van die Heilige Gees in ons lewens. Ek deel met u Johannes 14 vers 26 en 27. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Wow, dis iets besonders. Soos ek sê, so 'n bietjie meer leer rondom wat is die werk van die Heilige Gees in ons lewens? Wat is die doel, die funksie van die Heilige Gees? Waarom het Jesus hom vir ons gestuur as 'n belofte net met sy hemelvaart voor sy hemelvaart? Dis vir ons belangrik om te verstaan wat die werk van die Heilige Gees is. En dit wat ek vanaand met u deel is 'n faset daarvan. En dit is nie al wat daaroor te sê is nie, maar ons het 'n gebrek aan tyd, so kom ons fokus op een of twee klein goedjies. Deel van sy werk is om ons te leer aangaande alles wat Jesus op aarde gesê en gedoen het. Dis baie belangrik. Hy is daar om vir ons die woord oop te breek, hy is daar om vir ons te verduidelik wat Jesus bedoel het wanneer hy sekere dinge gesê het, wat soms vir ons nogal moeilik klink, soms vir ons eienaardig klink, en ons partykeer ons skoppe by skit en sê, okay, wat wou die Here eintlik hierby sê? Die Heilige Gees is daar om ons dit te leer. Kan ek sê eintlik, om vir ons te verduidelik, wat het Jesus gesê? Om vir ons te verduidelik in die Gees, wat het Jesus bedoel met hierdie dinge wat hy gesê het? Ons dink aan byvoorbeeld 'n voorbeeld van die gelykenis van die saaiër, wat die disippels, nadat Jesus dit gebring het, nie mooi verstaan het wat hy gesê het en wat hy bedoel het nie. En Jesus dit later vir hulle oopgebreek het, dat dit die woord is en waar die woord van die Here gesaai word, wat is die eindresultaat van dit wat gesaai is. So net so kom die Heilige Gees en breek vir ons oop en verduidelik vir ons wat Jesus alles gesê het. Deel van dit is dan, dat hy ook vir ons verduidelik, hoe dit wat die woord ons leer, hoe ons dit prakties kan toepas in ons lewens. Want baie van die dinge, wat vir ons soms moeilik is om te begryp en te verstaan en toe te pas, is die Heilige Gees daar om dan vir ons te sê, dis wat die Here bedoel het, dit is hoe ek en jy dit prakties in ons lewens kan toepas, hoe ons dit wat in die Bybel staan, prakties kan uitleef, ons hele lewe dan kan bou op die beginsels wat die Here in sy woord plaas, sowel as die beloftes wat die Here vir ons in sy woord gee. Dit wat Jesus vir ons geleer het, moet vir ons verstaanbaar gemaak word. Ons is ook eenvoudig soms as mens, meeste van ons is nie geleer in allerhande groot kwalifikasies in teologie nie, en Jesus het ook nog nooit bedoel, dat dit wat hy sê en wat hy leer, net verstaan moet word deur ouens wat doktore en professore is in teologie nie. Trouwens, die Here het nog altyd bedoel dat dit wat hy sê, dat mense dit eenvoudig kan verstaan, ook kinderlik dit kan verstaan, sodat ons die belofte van die Here as sy kinders kan verstaan, net soos wat 'n kind die belofte van 'n ouer verstaan en vasgryp. En dat ons dan dit wat hy leer vir onsself kan neem en ook die beloftes in ons situasie en toestand kan in besit neem vir onsself. Ek het miskien net 'n waarskuwing om ook te sê, mens moet maar versigtig wees hoe 'n mens met dit wat die Heilige Gees vir jou oopmaak en sê te werk gaan. Die Heilige Gees gaan ons nooit dinge leer wat buite die woord van die Here is nie. Die Heilige Gees gaan ons nie snaakse goed vir ons vertel en snaakse leiding gee, dat ons allerhande snaakse goed moet aanvang, wat nie is soos die skrif sê nie.
Ek dink 'n mens moet enige iets wat iemand op aanspraak maak, asof die Gees van die Here dit vir hulle oopgebreek en gesê het, of dit wel getoets kan word aan die hele woord en nie net op grond van omdat ek kom en sê, hoor jy, die Heilige Gees het gesê nie. So, maar net so verby daardie waarskuwing. Dis veral ook belangrik dat die Heilige Gees daar is om ons te herinner aan dit wat Jesus gesê het. Kan ek hier sê, baie keer wanneer 'n mens in 'n moeilike situasie is en in 'n moeilike tyd is in ons lewens, soos wat ons miskien ook tans deurmaak, is ons baie keer geneig om te vergeet wat het die woord van die Here gesê en wat leer die woord van die Here vir ons in so 'n situasie waardeur ons gaan. Dit is dan veral belangrik dat die Heilige Gees kom en in ons harte werk en ons weer herinner, vir ons weer sê, hoorie, onthou jy, daar en daar het die Here so gesê, daar en daar het die Here oor hierdie ding gepraat, of so sê die Here vir jou en my in ons situasie. Hy sal met antwoorde ons herinner aan dit wat in die woord staan. Dit wat in die skrif staan, gaan hy vir ons weer in ons harte wakker maak, sodat ons onthou wat die Here gesê het, en dan ons hele manier van dink en optree kan aanpas by dit wat die Here sê. Want die Here het 'n doel daarmee, dat hy ons moet alles leer, en dat hy ons moet herinner aan hierdie dinge. Want die Here se wil is, dat ons in vrede leef. Want hy sê, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Die Here wil hê, dat maak nie saak waardeur ons gaan, en selfs hoe moeilik die situasie is waardeur ons gaan nie, dat ons vrede in ons hart en gemoed sal hê, dat ons vrede sal hê, omdat ons weet, die Here is in beheer. Want dan sê hy ook, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. My broers, my susters, kom ons wees nie bang in hierdie tyd waarin ons leef nie. Kom ons laat nie dat vrees en negativiteit ons oorweldig in hierdie tyd nie. Maar kom ons maak ons harte oop, dat die Gees van die Here ons kan herinner aan wat in die Bybel staan, en dat ons dit sal kan verstaan en kan toepas in ons lewens. Dis so belangrik. Dis waarom hy die Heilige Gees gestuur het, om in ons harte en in ons lewens te kom woon. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dis vir ons kosbaar om vanaand net ons hart en ons geesmens oop te maak vir die werk en die leiding van die Heilige Gees in ons lewens. Here, wat ook al in ons hart is, miskien die ontsteltenis en onvrede wat daar is, herinner ons vanaand aan dit wat u woord sê, dit wat u woord leer oor ons situasie, en help ons dat ons vrede in ons harte sal hê. Help dat ons nie sal bang wees nie. Ons dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Dankie my geliefde broer en suster. Mag die vrede van die Here werklik met u wees, en ja, ons gaan een van die dae mekaar saam in die kerk sien. Volgende week is die lockdown op fase 3, en dan sal ons weer kan by mekaar kom as 'n groepie by die kerk, en ons is so bly daaroor. Goeienaand.